as 'n mens so na predikers luister, dan kan mens vinnig agterkom, wat is dit wat die Here in hulle harte kom plant het. Want ek kan baie keer deur predikers se preke sien, is daar een onderliggende tema wat regdeur gaan deur al sy predikings, hulle altyd terugkom na die een spesifieke ding toe. 'n Voorbeeld, die evangeliste altyd praat oor redding en die kruisdood van die Christus Jesus en hoe nodig die kruisdood is, en absoluut is dit so. Dit is ons as kind van ons as mens kan nie sonder die kruisiging van Christus Jesus nie, want hoe anderste het ons toegang tot God die Vader behalwe deur die Seun Christus Jesus. Maar voorbeeld is jy sal hoor iemand wat 'n evangelistiese bediening het, sal altyd praat oor die kruisiging van Christus Jesus en die nood daarvan dat ons moet terugdraai na God die Vader toe. Nou ek wil vanoggend wil ek my hart met julle deel. So hierdie as ek 'n tema seker kon gee vir die boodskap, sal dit wees hoor my hart. Ek sê dit ook baie, maar en hier is iets wat in my hart brand, en dit is iets waar ek kort terugkom na, en is iets wat ek heeltyd praat oor, en dit gaan oor geestelike groei, dit gaan oor godsvrug, dit gaan daaroor dat daar is 'n lewe na die kruisiging van Christus Jesus. Ons kan nie net nou nadat ons Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker net agteroor sit en niks doen nie. Waar die evangeliste mens druk om die kruisdood van Christus te aanvaar, sal die herder dalk die mense druk, of wat 'n herder bediening het, sal die mense druk, want daar's net een herder, en is Christus Jesus, sal jou druk om te sê, maar nou staan volgende stappe, nou staan lewe, nou is jy 'n nuwe mens, losgekoop deur die bloed van Christus Jesus, nou moet jy begin leef, soos 'n kind van die lewende God, daar's ons 'n lewe, na die kruisiging van Christus Jesus, en ons kan nie daai lewe loop, sonder, en so wil ek duidelik maak, sonder die kruisiging van Christus Jesus nie. Maar ons kan ook nie agteroor sit nie, want die gevaar met stagneer is jy vergaan. Die oomblik as jy stagneer in jou geloof, vergaan jy, want jy kom nie meer by die Here uit nie, jy skerp jou nie meer in nie, jy het nie meer kennis van die woord nie, jy het woordkennis, maar jou swaard raak stomp, as jy nie by die Here uitkom nie. En dis iets wat ek so passievol oor is dat nou moet ons by die Here uitkom. Daar's 'n lewe na die kruisiging van Christus. Daar's godsvrug wat vir jou wag. Daar is doop, en ons doop met die Heilige Gees. Daar's al die goed wat op ons wag as kind van die lewende God, en ons moet deur dit gaan en beweeg deur dit, want dis ons nuwe skep, dis ons nuwe mens wat die Here ons geskaap het. So ons moet lewe nou in die nuwe mens. Ons dink baie keer, ek het die resies voltooi, die oomblik as my hart vir die Here gee, alle eerlikheid, dan begin jou resies eers. Die wedergeboorte is die geweerskoot vir jou marathon. En ons hoor baie keer, in die Bybel praat daarvan, ons het 'n hardloop, soos iemand wat die prys behaal. Ons kan nie op 'n hardloop, so daar is 'n lewe wat ons praat, ons moet groei in God die Vader. En ek wil lees hierson, in 1 Petrus 5 vers 2 sê dit bietjie, my hart, toe lees ek hierdie skrif, raak pas die kudde van God, wat aan julle toevertrou is goed op, hou toesig oor hulle, en hy dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. So vanoggend is net weer 'n incheck sessie om te kyk of ons nog okay is, of ons nog op die regte plek is, en nou gaan ek die vraag vra wat ek wil kom vra, en waarby ek wil kom uitkom. En vanoggend se boodskap, ek weet nie hoekom, maar dit is altyd 'n vrees in my boodskap eintlik kort is, maar ek dink baie gemeentelede bid eintlik vir dat die boodskap kort is. Maar ek wou nie die ander gedeelte van my preek aframmel nie. So ons gaan, ek dink dalk definitief, miskien gaan ons oor dit preek volgende Sondag. So as dit die Here se wil is. So u gaan sien hoekom ek dit nie wou aframmel, dit is eintlik 'n baie belangrike punt. 2 Petrus 1 vers 3 tot vers 13 sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om 'n lewe, om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons in die kosbare en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Hierso kom praat Petrus ook daarvan, om ons geloof te verryk
met deegsaamheid, en die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Weer eens Petrus kom skryf en hy sê, maar daar's 'n proses, daar's lewe wat aan die gang is, en baie keer voel ons alleen en eensaam, ons voel nie, Here, ek weet nie wat om te doen nie. 2 Petrus 1 vers 3 sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. So broers en susters, alles wat jy kort vir die lewe as kind van God, vir jou geestelike wandel, vind jy by God. Waarom sal ons versadig aan die dinge van hierdie wêreld? Waarom sal ons gaan troos soek in hierdie wêreld, as dit Christus is wat jou troos? As dit Christus is wat vir jou alles gee wat jy nodig het om te leef. Broers en susters, die wêreld kan vir jou niks bied nie. Die wêreld kan nie vir jou vreugde bied nie. Dis 'n valse vreugde en hulle vang jou met verslawing. Die vreugde wat die Here bied, is vrymaking en verlossing en vergifnis, en is soveel beter vir jou as tydelike joy. Want die vreugde wat die Here bring om te leef soos God vir ons moet leef, om in die stryd te wees teen ons vlees, is 'n goeie ding. Want as ons nie in stryd is met ons vlees, ons gee oor op ons vleeslike drange, mis ons roeping. Mis ons dit waarmee die Here besig is, en verkrimp ons geloof. En dis wanneer ons ver van die Here af woon. Dis wanneer al die goed gebeur. En ja, julle, ek weet, ons sê dit baie dag, dit beteken nie alles gaan smooth sailing wees die oomblik so hard vir die Here gee nie. Inteendeel, dit raak erger. Met 'n toevlug, of weet hoe jy kan hardloop, en sy naam is Christus Jesus. Ons gaan verder in Petrus kyk in vers 8. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. En is dit nie eintlik ons ultimate goal as mens, om Christus beter te leer ken? Die kruisiging is fantasties, maar is dit nie ons hartsverlange om Christus beter te leer ken nie? Sodat ons kan sê, vriend van God. Sodat hy ons kan noem vriend van God. Hy gaan verder, hy sê, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Anders as daar nie geestelike groei is nie, is ons blind en kortsigtig. Want wat help het dat Christus sterf was aan die kruis, as ons net gaan voortleef in ons sonde? En ek glo, en jy kan met my kom verskil, is 100% reg, ons kan praat oor dit. Ek glo nie in hoor my hart, in one saved, always saved. En die probleem wat ek met dit het, is mense preek en sê, nou het jou hart vir die Here gegee, nou kan jy doen net wat jy wil, en jy is fine. Waar soveel verse vir ons sê, nie almal wat van ewe vrome Here sê, sal die koninkryk van God beerwe nie. Want waarom het Jesus dan die prys vir ons sonde kom betaal, as ons net kon daarin voortleef, en gered gewees het op die ou einde? Dan is God se bloed mos eintlik goedkoop vir ons. Maar want elke keer wanneer Christus vir iemand gesê, hulle genees het, dan sê hulle, gaan en sondig voort. Nee, gaan en sondig nie weer nie. Ons gaan partykeer in versoeking val. Maar ons kan nie meer lewe vir die sonde nie, want hoe kan ons leef vir iets wat ons gesterf het, waar ons dood is? Ons is dood vir die sonde. Ons kan nie daarin voortleef. En daarom, broeders, moet julle jou des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep het en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van God, koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En dan kom Petrus en hy sê hierdie, om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor, deur julle hieraan te herinner, solank as wat ek nog leef. Toe stop ek by vers 14, want toe sê Petrus, my einde is naby. Toe wil ek dit nie lees nie, want ek is bang julle, ek het gestop by vers 13. Maar dis Petrus sê, dit hinder my nie om hierdie goed vir julle oor en oor te vertel nie. Al is julle geanker in die waarheid, het ons nodig om in die goed te hoor.
Het ons nodig om kort te kom incheck, sê, is ek nog okay? Is ek nog reg? Is ek nog op die regte pad? Is ek nog besig met die dinge van die Here? Of het ek afvallig geword? Het ek iewers die pad byster geraak? Het ek iewers ophou soek na meer? Het ek iewers lui geraak in my gees om nie meer so baie tyd te spandeer met die Here? Het ek iewers iets gemis? Het ek iewers gefaal? En dit is nie 'n wettiese ding of 'n ritueel nie. Hierdie is 'n gewoonte en om 'n begeerte binne in ons wees te sê, maar ek wil meer. Jeremy Riddle sing 'n liedjie en ja, ek love hom. En hy sing 'n liedjie en soos wat hy sing, skree hy sê, more of you, I must have more. En dis wat ek wil kom praat oor vanoggend. En die vraag wat ek wil kom vra, is jy nog soekend na meer? Is dit jou begeerte om te sê, I must have more of you? En vir geen oomblik, en ek praat nou eintlik noem ek dit, maar ek wil dit nou noem, vir geen oomblik beteken dit as jy meer soek, dat jy nie vergenoegd is met dit wat jy reeds het nie. Dit beteken nie dat jy ondankbaar is met dit waarmee die Here besig is in jou lewe nie. Maar julle besef ons die grootheid van God en hoeveel daar is om te ontdek van ons God. Besef ons al die openbaringe wat ons mis omdat ons nie tyd met God spandeer nie. So die vraag wat ek vir ons ook om vra vanoggend, is jy nog soekend? Is jy nog soekend na meer? Of het ons tevrede geraak om te sê, maar dit is nou so, ek kom kerk op 'n Sondag en so af en toe bid ek en weer eens, dit is jou keuse hoe diep jy gaan jou verhouding met die Here. Dis jou keuse, en hoor my hart, ek bedoel dit glad nie lelik nie, maar is jou keuse hoe oppervlakkig of hoe diep jou verhouding met die Here gaan. Dis jou keuse, gaan jou verhouding met God altyd net 'n godsdienstige verhouding bly? Want soveel mense wat ons hoor praat met 'n godsdienstige verhouding, sê hulle het meer vrees vir die Here as wat hulle 'n aantrekkingskrag het na die Here toe. Hulle is meer bang vir die Here in plaas van hulle sê, Here, ek kan na U toe kom enige oomblik van my dag. Want 'n godsdienstige verhouding is, of ek kan amper sê, daar is nie 'n verhouding soos 'n godsdienstige een nie, want ons daar is die verdieping en ons sien God net as hierdie onbereikbare God, en Marlene sê sy hart as ek dit sê, met die staf in die een hand en die weerlig staan in die ander, hy wag om jou te straf, maar verhouding sien ons die liefdekant van God die Vader, sien ons God die Vader, sien ons hom as 'n approachable God, sien ons hom as 'n God wat wag dat ons tyd met hom spandeer, maar godsdienstige ene is half 'n afstandverhouding, want ek kan tog nie naby aan hierdie magtige God kom nie. Jy kan so naby aan hom kom, in die Bybel sê ek so naby as 'n skaduwee aan jou regterhand. Christus het die prys betaal vir ons om te kan nader. So is daar nog 'n besoeke, is daar nog 'n verlange in jou vir Christus Jesus? Is daar nog 'n soeke binne jou, dis sê, Here, ek wil dieper gaan. Want daar is soveel meer om te ontdek as wat ons tans besig is mee. En dit is my ek wonder dit altyd. Here, hoekom sien ons nie meer die goed waarvan ons lees in die woord nie? Waar is daai kere wat ons kan kerk hou? Moenie worry, dit is nie in die toekomsplanne nie. Waar ons kan kerk hou van die aand tot die oggend. Die seun val uit die venster uit. Paulus stop gou alles, hy stap af, hy wek die seun op, hy bring die seun weer op en hy preek verder. Waar is daai tye wat ons soekend is na die Here? Wat jy kan voel, die Here is hier. En broers en susters, ek bedoel nie net op 'n Sondagoggend nie. Want ek dank die Here dat hy nie gekoppel is net aan 'n Sondagoggend nie. Ek bedoel eintlik hoofsaaklik in jou binnekamer. Is daar nog 'n soeke vir jou om meer te gaan, om dieper te gaan? Is daar 'n begeerte om te sê, Here, ek wil meer? Of is ons fyn om te stagneer? Is ons fyn om oppervlakkig te bly, om te sê, moet tog net vir my vra om dieper te gaan? En dit is daai, laat my dink aan daai stuk in Esegiel 47 waar die Here vir 'n visioen wys en die man stap met die meetstok en hy sien die rivier, die tempel vloei en hy stap met die meetstok en hy meet en hy loop verder en die water is tot by hulle enkels. Daai ouens beleef die water. Maar hy stap 'n entjie verder en hy meet weer en die water is tot by hulle knieë. Hulle beleef die water. Hy stap 'n entjie verder en hy meet weer en die water is tot by hulle heupe. En hy sê hulle stap verder en hulle meet weer en hulle kon nie meer staan nie. En ons het op baie punt kom wat ons nie meer kan staan nie.
sodat die teenwoordigheid van die Here ons kan vat na plekke toe waar hy ons wil hê. Want die probleem as die water tot by ons heupe en ons knie en ons enkels is, ons kan nog uitloop as dinge vir ons erg raak. Ons kan nog uitloop en sê, wow, nee Here, toe maar hierdie is nou 'n bietjie te diep, die water is bietjie koud, Here, ek gaan eerder 'n bietjie teruggaan. Maar as ons gaan aanhou lees, sê hulle, waar daai rivier vloei, is daar lewe. Waar daai rivier vloei en waar hy by die see inkom, maak dit die see weer vars. En is dit nie juist waant ons moet beweeg in ons lewe nie, om in daai rivier in te spring, en die wat op die bank staan, te sê, spring in die rivier in, om amper sê, skiep die stap van enkels, knieë en heupe, en spring net in. Het ons nog daai begeerte in ons. En hoor hoe awesome is die Here. Handelinge 17 vers 26 tot vers 28. Uit een mens het hy al die nasies gemaak, en hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Hoe amazing is Here dat hy jou gemaak het met 'n begeerte om soekend te wees na hom. En die vyand kom en hy plaas en hy laat ons soek na die dinge van hierdie wêreld. En ek wil vir jou sê vanoggend, jy gaan aanhou soek en leeg voel as jy nie die Here soek nie. Want jy sal nooit versadig word in die wêreld nie. Jy gaan altyd soekend bly na vreugde, na hoop, na blydskap, na geregtigheid as jy gaan soek in hierdie wêreld. Want jy gaan dit nie kry in hierdie wêreld nie. Want dis die dinge wat die wêreld vir jou kan bied nie. Maar die oomblik as ons gaan soek vir God die Vader, vir blydskap en vir troos en vir geregtigheid en vir al hierdie goeders en opregtheid en gaan ons dit vind. Want dis wat so mooi is van God die Vader, dat hy elke een van ons gemaak met die begeerte om hom te soek. So oppas dat die vyand nie daai begeerte in jou kom blus om die Here te soek nie. En ek dink die een gevaar wat ons het om nie soekend te wees nie, is ons lewe in 'n wêreld wat daar's soveel stimulasie en soveel goeders wat ons aandag trek en soveel goeders wat vir ons vreugde bring en daar's soveel goed wat ons stimuleer op die fone en al die goeders en dit is en asseblief julle ek wil nie klink soos en hoor my hart soos 'n ouer man en sê ja, Instagram is duiwels en Facebook is verkeerd, is wat ek sê nie. Maar daar's soveel goeders wat die vyand in hierdie tyd inbring wat ons gryp en ons weerhou van God die Vader af. Pas op, daai goed jou nie intrek bring en vir jou sensasie bring nie. Want dis hoe die vyand ons vang. Sonde is enticing. 'n Lewe sonder Christus lyk aanloklik, maar is gevaarlik. En ek dink dis hoekom ons nie soekend is nie, want ons word gestimuleer op ander maniere. Ons vind ons vreugde op ander maniere. Ek meen dit bring vir ons vreugde. Ek en my pa en het gaan rolbal speel gister liga in Witstrand, verskriklik lekker gewees en ek wil praat oor dat die wêreld vir ons vreugde bring. En ons speel toe teen een van die clubs hier so in die omgewing en ons loop met 2 punte voor. Op die laaste kop, nou die van wat nie weet hoe rolbal werk nie, Google. En ons loop met 2 punte voor. En hulle skiep, dit is hulle oor die laaste bal gee. So hulle het 1 punt in hierdie kop waarmee ons besig is. So hier binne my dink ek, yes, ons gaan hulle vat. Ons gaan hierdie oomies wys. Ons gaan hulle vandag wen ons hierdie klub. En ek het vreugde in my oor die wen. En wragtig rol daai oom die beste bal van al die 14 koppe en hulle tel 3 punte op en ons verloor met 1 punt. En dadelik val my moed in my skoene in. Die wêreld bring vir ons vreugde, dit verskaf vir ons sensasie. Gister toe die Bulle wen met die laaste skop, Jesus, ek skree sommer, maar dit bring vir my geluk. Maar die wêreld bring ook vir jou ongeluk. En dis wat die Here nie vir jou kan bring nie. Daai teleurstelling in mens. Daai teleurstelling in die stelsel. Die Here sal dit nooit vir jou bring nie. Want hy het reeds vir jou oorwin om te oorwin. En dis die issue.
Pas op dat die wêreld se plesier nie vir jou gemaklik raak nie. Want dis hoekom ons nie meer soekend is nie. Want ons voel, okay, ek het genoeg. Jy gaan nooit genoeg hê totdat jy Christus het nie. So pas op vir daai, pas op vir daai aanval en daai wat die vyand bring, waar ons in so tyd leef, waar mense goed uitbring en jy koop het en jy vat net en dit is plesier, is lekker, pas op vir dit. Jy gaan nie jou identiteit in jou besittings kry nie, jy kry alleen jou identiteit wie jou gekoop het. Jy's gekoop deur God die Vader. Hierdie skrifvers hoor ons baie en ons sien dit oor Suid-Afrika. 2 Chronicles 7 verse 14. And my people are called by my name, humble themselves and pray and seek, crave, require as a necessity my face and turn from the wicked ways. Then I will hear them from heaven and forgive their sins and heal their land. Soek die Here as a vital necessity. Aan die ander woord, soos 'n noodsaaklikheid om te sê, ek kan nie sonder God wees nie, want al die eerlikheid kan ons nie. Want hy is die een wat die woord kom openbaar, hy is die een wat ons lei in worship, hy is die een wat die Heilige Gees gee om ons te kom lei in alles wat ons doen, ons kan nie sonder God nie. Deuteronomium 4 vers 29, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind, as jy met jou hele hart en jou hele siel soek. Psalm 63 vers 2, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water, en dis wat die wêreld is. Die wêreld is 'n dor, uitgedroogde land sonder enige vars water. En dis ons siel moet wees. En is ons siel so? Is jy soekend na meer van God die Vader, of word jy versadig by 'n ander bron water in hierdie wêreld? Daar's niks wat jou kan versadig in hierdie land nie, in hierdie wêreld nie, niks. Niks nie. Daar's niks goeds buiten God nie, niks. En daar's soveel verse wat gaan oor soek, en daar's soveel goed wat die Here in ons kom plaas, ek dink, hy sê 300 en iets keer, as ek dit reg het, dat die woord praat van ons moet soek. En hoekom moet ons soek? Want hoor hoe mooi is hierdie. En gou, hierdie bedoel ek met groot respek en eerbied. En ons praat oor soek die Here, is dit nie is 'n saak van wegkruipertjie nie. Is nie 'n saak dat die Here hom verberg vir ons en dan soek ons hom en sê, jy het my nie. Dis 'n saak van die Here wil homself kom openbaar aan ons, maar daar moet 'n begeerte van ons kant af wees om hom te soek. En ons kan kyk daarna dat die Here ons as mens soek, is toe Adam en Eva van die sonde val, wat het God gaan doen? Hy het hulle gaan soek. So die woord vra vir ons om te soek, of hoekom vra die woord? Want die oomblik as jy begin soek, gaan jy vind. Oomblik as jy God soek, gaan jy hom kry. Hoor hoe mooi is hierdie. Jeremiah 29 verse 13 at the Amplified, Then with a deep longing you will seek me and require me as a vital necessity, and you will find me when you search me with all your heart, and I will be found by you, says the Lord. So as ons gaan begin soek, broers en susters, gaan jy God vind. Gaan jy God vind. Dit sien jy gaan vir altyd soek en die Here gaan sê, "Jesus, ekskuus my kind, ek kon nie by jou uitkom nie." As jy die Here soek, gaan jy die Here vind. Dis wat dit so mooi maak van God die Vader. En dis 'n begeerte, 'n trekpleister vir ons begeerte, want dit beteken as ek soek, sal ek nie leande wegstap nie. Want Here, ek weet as ek U soek, sal ek U vind. 'n gelykenis in Lukas 15 vers 8 tot vers 10, of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, "Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het." So sê ek vir julle, soort blydskap voor die engele van God oor een sonder wat hom bekeer. En ja, in hierdie gelykenis is ons die 1 penning. Wat God kom soek en hy stuur sy seun om te sterf van die kruis. En ons is 'n gejubel en gejuig wanneer een van ons tot bekering kom. Maar wat as ons die vrou, ons oogpunt van die vrou afsien in hierdie verhaal? En God is hierdie penning wat ons soek.
Want hierdie een penning moes vir die vrou baie kosbaar gewees het, om die moeite te doen, om 'n lamp te gaan soek, 'n aansteker, 'n vuurhoutjie of 'n flint of wat ook al te gaan soek, om die lamp aan te steek, en sy soek en sy kry en sy besef, maar wag, laat ek die huis uitvee, want dan skuif ek die goed rond, ek skuif dit weg uit die plekke uit, dan vee ek die huis skoon, dan hoor ek as ek hierdie penning raak vee, dan het ek hierdie ding, en ek gaan roep my vriendin, ek sê, kom wees saam met my bly, want ek het dit gevind. Want as dit nie vir haar kosbaar was, sou sy het gelos het en met 9 pennings klaar gekom het. Omdat dit kosbaar is, het sy gesoek totdat sy het vind. En ek dink dis ook die gevaar met alles wat so vinnig is. Ek meen, is dit nie altyd so nie, ons soek vinniger wifi? Ons soek vinniger spoed. Wie van ons sal tevrede wees met 'n 2 meg lyn nou? Niemand. Want ons soek vinniger. Ons soek alles vinniger. Alles moet gebeur, moet aangaan, go. Met die Here werk dit nie so nie. En ons dink my soeke na God moet ook so wees. En dit kan 100%. Maar ons poging word gestop met die gedagte dat as ek vinnig soek, sal ek kry en nie sorgvuldig soek nie. As nou ek een ding wat ek haat, wel een van die goed wat ek haat is ek haat dit om laat te wees. Ek kan dit nie vat nie, is my verskriklik erg. Maar laat jy nou wil betyds wees, dan is jou karsleutels weg. En dan sal jy soek tot jy vind. Want jy weet jy het 'n afspraak, jy moet iewers wees. Jy gaan tot in jou wasgoedmandjie in, kyk in jou broeksakke en wonder of hy daar is. Jy gaan kyk oral en jy ry, want jy kan nie ry nie totdat jy daai sleutel vind nie. Want jy moet iewers wees. En dit is presies dieselfde, en mag dit so wees met ons God ook. Want ek kan nie sê wat se uur, wat se tyd, of wat se maand Christus kom nie, maar hy is op pad. Hy is op pad. En is jy soekend na hom? Want ons almal is op pad iewers heen. En die sleutels is Christus Jesus. 'n lewe van gehoorsaamheid. Ek wil klaar maak met hierdie skrifvers of amper klaar maak. Psalm 27 vers 8 tot vers 14, hoor hoe mooi sê die. Ek lees die Amplified uit. When you said, Dawid skryf, hy sê, when you said, wanneer God gesê, wanneer u gesê het, when you said, seek my face in prayer, require my presence as your greatest need. Is dit nie mooi nie? So die Here vra ons, seek my face in prayer, require my presence as your greatest need. My heart say to you, your face, O Lord, I will seek, on the authority of your word. So hoekom moet ons soek? Want dit is 'n opdrag van God die Vader af. God sê vir ons vanoggend, soek my. Soek my in gebed, in jou lewe. Require my presence as your greatest need. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not abandon me or leave me, O God, of my salvation. Although my father and mother have abandoned me, yet, Lord, you will take me up, adopt me as a child. Teach me your way, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies who lie in wait. Do not give me up to the will of my adversaries, for false witnesses have come against me. They breathe out violence. I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord in the land I'm living in. Wait for and confidently expect the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for and confidently accept the Lord. Asof Dawid hom eintlik antwoord en sê, ja, wag Dawid, wag vir die Here. Want toe u gesê het, soek my, het ek vir u gesê, ek sal die aangesig soek, Here. Moenie u aangesig van my verberg nie. U was nog altyd my hulp. Nou daar's baie maniere hoe ons kan soekend wees. Ons kan baie maniere noem. En terwyl ek die boodskap dink ek aan, okay Here, wat's maniere wat ons kan soekend wees? Maar toe besef ek is eintlik iets wat ons al baie genoem het. Ons kan God soek in sy woord. Ons kan God soek in aanbidding. Ons kan God soek in gebed. En hier is die punt wat ek nie wou aframmel nie en ek wil so graag oor dit praat. Hoe ons die Here soek. Volgende ene, laaste skrifvers, Matteus 17 vers 21.
Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Hartseer ding is, het iemand 'n 83 vertaling hier of 'n Nuwe Lewende vertaling Bybel? Het iemand as jy hom nie so het nie, so jy hoef nie te lees nou nie, maar daai vers gaan jy nie vind in jou Bybel nie. Want hy's uitgehaal uit jou Bybel uit. Want hierdie geslag gaan nie uit of jy vas en bid nie. En ons 'n manier hoe ons die Here kan soek wat hy vir ons kom gee het, en dit is vas. Om te vas, om jou vlees te kruisig, om te vas en om soekend te wees. En soos ek sê, miskien definitief 100% miskien gaan ons oor dit praat volgende Sondag, oor hoe om te vas. Maar dit is iets wat ons mis, is om te vas. En dit is 'n manier wat die Here vir ons gee, eintlik so 'n powerful manier wat die Here vir ons gee, is om te vas. En dis 'n manier hoe ons God kan begin soek. En ek hou nie daarvan, ek verstaan mense doen dit, en dit is reg as jy dit doen, moet jy dit nou verander nie, maar ek voel dit is, as mense intermittent fasting doen, dit is vir my amper asof hulle vas afwater. Want gebed moet saam met vas gaan. God se woord moet saam met vas gaan. Vas is nie 'n gewigverlies ding nie. Maar ons gaan volgende week oor dit praat. So julle, ek wil vir julle vra, en dis my gebed, en dis my hart, en soos wat Petrus skryf, en sê, ek wil dit aanhou sê vir julle elke keer, en soek God. Is daar begeerte in jou mag, en ek bid dit vanoggend, dat die Here vir jou begeerte kan kom gee, om hom te soek in jou binnekamer. Nie net nou nie. En as die Here in jou hart begin werk, en die woordjie vas het by jou vasgesteek, gaan soek dit op, gaan lees op oor vas. Vas volgens God se manier, nie enige ander professor wat in gesondheid is nie. Gaan kyk hoe God dit wou gehad het. Gaan kyk na Daniel. Daar's soveel verskillende maniere hoe ons kan vas, en elke een van daai maniere het een doel in gedagte, om jou te bring na God toe. Om jou nader te bring na God toe, om jou voor te berei vir jou nuwe lewe. As vas nie belangrik was nie, hoekom het Jesus dan gaan vas? Net nadat hy gedoop is. So ons gaan bietjie oor dit praat volgende Sondag, as die Here wil. Want ek voel ons al soveel oor woord gepraat en oor gebed en hoe om tyd, en ons weet al hierdie goed. Maar ons bietjie praat oor vas, dat ons kan ingelig wees wat dit behels om te vas. En hoe goed vas eintlik vir jou gees is. Amen. Kom ons bid. Vader, ek wil vir U dankie sê dat U Uself binne bereik plaas. Dat U nie ver weg is, Here, maar dat U naby aan ons is. En Vader, ek vanoggend vir U kom vra dat U ons kan kom vul met 'n begeerte om te soek, asseblief, Here. Dat ons sal soekend bly na meer van U en minder van onsself, asseblief, Abba Vader. Want Here, U is so goed vir ons, en U sê U laat U vind deur die wie U nie eers soek nie, maar dit beteken nie dat ons hierdie woord hoor, ons kan nou net agteroor sit en net wag tot U ons vind nie. Ons moet soek, Here. Daar's soveel meer om te ontdek van wie God is. Soveel meer, soveel meer, soveel meer. En Vader, kom help ons asseblief om te soek. As ons soek, sal ons U vind. Here, mag U begeerte in ons harte kom plaas vir môre om U te soek, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, totdat wanneer U terugkom. Asseblief, Here. Here, ek wil vra dat elkeen van ons kan kom seën in hierdie week, Here, kom wees met ons, kom gee vir ons wysheid, kennis en insig, en dat ons nodig het om hierdie week klaar te maak, tot die beste van ons vermoë vir U en deur U. Here, dankie vir wie U is, en ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.